Goeiedag, Johannes 21 en met dit sluit ons die boek Johannes af. Baie dankie dat julle almal saam met ons die pad gestap het. Gehoor het wat Johannes sê, geluister het wat Jesus ons leer. En nou die inleiding tot Johannes 21, maar ook die afsluiting van die boek Johannes. Dis eintlik met 'n hartseer wat ek dit sê. Luister nou mooi. Dis 'n paar weke later en die disippels sit opgesluit in 'n bovertrek. Die skok van die leë graf het gesak. Maar die vraag, wat nou, hang baie swaar in die lug. 7 van Jesus se disippels is terug waar alles begin het. Die see van Galilea. En die bote ruik na vis. En dit ruik na sweet. Die nagte is lank en hulle nette bly leeg. Petrus, die een wat gesê het hy sal nooit weghardloop nie, sê net, ek gaan nou weer visvang, en die ander volg hom. Ja, Johannes 21 tel hier op, op die strand, tussen mislukte nagte van visvang en al die ou gewoontes van hulle. Hulle verwag nie ontmoeting nie. Hulle verwag net nog 'n oggend sonder vis. Maar iemand staan op die wal met 'n vuur en met 'n brood. En hy vra 'n eenvoudige vraag. Het julle iets gevang? Kom ons stap saam nader en kyk wat gebeur as Jesus opdag in die middel van gewone, 'n teleurstellende lewe. Ja, Jesus verskyn nog 'n keer aan sy disippels, Johannes 21 vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael en Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan saam met jou, sê hulle. Ja, ons gaan saam, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan. Maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. En Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Jesus sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand, en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. En dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. En hier kry Petrus opnuut sy opdrag, vers 15.
Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. Vers 17. Jesus vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, Petrus, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: volg my. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, is volgende aan die beurt. Vers 20. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir Jesus, vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het: Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus: Here, en wat van hom? En Jesus antwoord hom: as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my? Die gerug het toe onder die broers versprei, dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat dit daardie disipel nie sal sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het, maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, Johannes, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. En so sluit ons af met die boek Johannes. Ja, dinge is herstel en 'n opdrag. Johannes 21 eindig met ontbyt op die strand, herstel en 'n opdrag. Laat my skape wei. Ons sluit Johannes 21 af met gebed, 'n dankbare gebed, 'n gebed aan Jesus Christus. Dankie dat u op die strand vir my mislukking staan, Here. Dankie dat u my nie los in leë nette en lang nagte nie, maar dat u vuur maak, brood breek en my naam roep. U weet alles, Here. U weet waar ek u verloon het Petrus gesê, maar u weet ook, Here Jesus, waar ek persoonlik u verloon het. U weet ook dat ek u liefhet. Herstel my liefde vir u soos u Petrus se liefde vir u herstel het, Vader. Herstel my liefde vir u soos u Petrus se liefde vir u herstel het. Gee my ook weer hernieude krag, soos u vir u disippels gegee het, 'n opdrag en die moed om u voluit te volg. Help my hierdie week om die skape raak te sien met hernieude liefde soos dit u behaag, Here. Want sonder u is ek niks. Sonder u Gees in my kan ek nie opreg lief hê nie. Dankie, Heilige Gees, vir u leiding en u lering in en deur hierdie Johannes geskrifte.
word verheerlik met ons liefde, deur u liefde wat soos branders op die see aangerol kom. Ons dankie vir u woord, Vader. Dankie vir Jesus Christus en die Heilige Gees vir die diepgaande waarhede wat ons in en deur die Heilige Gees in Johannes gevind het, soos u dit aan ons geopenbaar het. Dankie dat u self aan ons in en deur Jesus geopenbaar het. En ons bid dit in die kosbare naam van ons Redder, Jesus, ons goeie herder. Amen. Ek sal u nooit verlaat nie. Maar by die vuur, toe dit saak maak, het ek gesê, ek ken hom nie. Langs die see het u my naam geroep, tussen nette in my ou bestaan. U het gesê, ek moet alles los, om saam met u 'n nuwe pad te gaan. Wie is hierdie man, wat die see in storm stil laat staan? Wie is hierdie man, wat my naam ken en my roep om te gaan? By ons laaste ete saam, u breek die brood en skink die wyn. U sê, dit is my liggaam vir julle, maar ek verstaan nog nie die pyn. By die tafel sê ek vas oortuig, ek sal u nooit verlaat nie. Al praat u van lyding en van dood, verstaan ek nog nie wat dit beteken nie. Wie is hierdie man, wat die see en storm stil laat staan? Wie is hierdie man, wat my naam ken en my roep om te gaan? Die soen van 'n vriend word die teken van verraad. Jesus staan alleen en stil, die skare wat eens Hosanna roep, skree nou, kruisig hom, kruisig hom. By die vuur in die donker nag, sê ek ken hom nie. En toe weer en nog 'n keer, toe die haan kraai, kyk u na my, en my hart breek, ek het u verloon. Aan die kruis hang u alleen, die wêreld draai sy oë weg, die hemel swyg, die lig verdwyn. U roep, waarom het u my verlaat? U dors, u ly, u asem breek, en in die donker sterf die lug. Wie is hierdie man, wat die see en storm stil laat staan? Wie is hierdie man, wat my naam ken en my roep
te gaan. Vroeg die oggend, nog voor die lig, kom Maria by die graf. Die steen is weg, die graf is leeg. Die engel sê hy het opgestaan. Hulle hart loop met die nuus na ons toe vol vreugde en vrees. Die Here leef, die graf is leeg en hoop begin weer in ons leef. Wie is hierdie man wat uit die dood opstaan? Wie is hierdie man wat my naam ken en my roep om te gaan? Hy staan skielik tussen ons in 'n kamer, deure gesluit. Ons harte vol vrees en twyfel, ons oë soek nog vir bewys. Hy wys u hande, wys u sy en sê vrede vir julle almal. En ek besef, ons is nie anders nie. Ons soek steeds tekens om te glo. Here, hierdie dood oorwin, hierdie prys vir my betaal. Hierdie graf se mag gebreek, hy leef, hy heers oor alles nou.